Goeiemôre, Dok Matt wat praat. Ek is weer terug by die Comrades Marathon. Dit het so geweldige impak op my gemaak. Die tyd is verby, 12 ure is verstreke en nou is daar sekondes wat oorbly en die afsetter gaan ook die laaste keer die sneller trek en dan gaan daar so geel tou gespan word en die ouens wat afgekeer word is die mense wat dit nie gemaak het nie. En sekondes tik verby, die skoot knal en daar's mense wat dit nie maak nie. Hulle word weggewys, hulle word afgekeer. Party ouens staan met misnoë, hulle is stikkend, hulle is gebroke, hulle kan nie meer op hulle voete staan nie. Party het net gaan lê, party het onmiddellik mediese hulp nodig, want hulle is gedaan, hulle is gehavend en hulle het dit nie gemaak nie. Maar net aan die ander kant van die geel tou is daar 'n klompie mense wat dit wel gemaak het. En daar's glimlagte en blydskap op hulle gesigte, maar aan die ander kant is daar trane wat vloei. Mense wat heeltemal krom en skeef en gehavend loop en naderkom, versla en kyk dat hulle nie kan naderkom om 'n medalje te kry nie. My vriend, hierdie wedloop wat ons mee besig is nie hoe ons begin nie, maar ons moet hom voleindig. Ons moet tot aan die einde toe moet ons deurdruk. Ons mag nie die ewigheid misloop nie. Ons mag nie Jesus misloop nie. Ons mag nie misloop om eendag in sy koninkryk in te gaan nie. Ons moet nie voor die deur kom en die deur word vir ons toegemaak nie. My vriend, maak seker jy gaan in terwyl die deur oop is. Moenie gaan lê langs die pad nie. Moenie laat dit lyk soos 'n slagveld van mense rondom jou as jy by die koning se poorte kom nie. Maar weet my net verseker, Jesus is die een wat jou graag daar sal wil hê. Leef vir die koning. Herlewingsgroete.